behoorlike teologiese opleiding was nog altyd vir die hervormde kerk belangrik. Die klemtone egter in teologiese opleiding, dit is wisselend, natuurlik na gelang van die paradigmaverskywings. Nou, net so kortliks verduideliking, paradigmas is matrikse wat alles omvattend vir die menslike bestaan en funksionering is. Opeenvolgende paradigmas beïnvloed en bepaal die klemtone in teologiese opleiding, soos wat die behoefte van die kerk is, die intellektuele denkwyse van die samelewing verander. Ja, daar is na my mening hierdie 3 faktore wat die klemtone in teologiese opleiding bepaal. Die behoefte van die kerk aan die een kant, die heersende paradigma van ons tyd, en derdens die eise van die samelewing. Ek gaan later weer na hierdie 3 spesifieke sake weer verwys. Maar ek vermoed by hierdie 3 faktore sou mens ook nog kon byvoeg die effek van teks, konteks en tradisie. Die invloed wat hierdie 3 faktore ook op die klemtone in teologie het. So hierdie laaste 3, teks, konteks en tradisie, dit vermoed ek is die blywende ankers vir teologisering. Terwyl die eerste 3, dit waarna ek verwys het, die behoefte van die kerk, die heersende paradigma en die eise van die samelewing, hierdie 3 is vir my drywende boeie wat soms koers kan verander. Nou, in my bydrae wil ek uitwys dat die huidige klemtone in teologiese opleiding deur die behoefte van die kerk, die eise van die samelewing en die heersende paradigma beïnvloed word. Ek wil egter nie die bespreking van teologiese klemtone in die hervormde kerk herhaal nie. Jy weet self dat daar onlangs nog baie omvattend en volledig daaroor gepubliseer is. Ek wil dit egter waag om 'n vooruitskatting te maak van wat teologiese klemtone in die toekoms behoort te wees en kan wees. Dit wil ek doen aan die hand van die 3-ledige eise van die kerk, naamlik die behoefte van die kerk, die eise van die samelewing en die heersende paradigma. Nou, alvorens ek met die toekoms begin, kom ons begin by die verlede. Ek weet dat u as historiese baie meer gemakliker met die verlede as die toekoms dalk mag wees. En ek bied nou graag 'n baie kursoriese oorsig oor die geskiedenis van teologiese opleiding aan en 'n ewe kursoriese oorsig oor die ontwikkeling van teologiese klemtone in die hervormde kerk. Eers dan nou die historiese oorsig oor teologiese opleiding. Die reformatie as die begin van ons teologiese tradisie is gebou op die pilare van korrekte skrifverstaan. Nou, Pont dui aan dat die regte verstaan van die skrif die uitgangspunt van die reformatie was. Die reformatie is dus nie net gebou rondom die intellektuele momentum of charismatiese leierskap van individue nie. Om die skrif reg te verstaan is kennis van die grondtale noodsaaklik. So om kennis van die tale en die vaardigheid en eksegese van die tale aan te leer, daarvoor was universiteitsopleiding van die begin van die reformatie af onontbeerlik. Nou, Pont dui aan dat daar reeds in 1568 in die hervormde kerk in Nederland voorsiening gemaak is vir die dienswerk van die teologie professor. So dit beklemtoon die erns waarmee opleiding van predikante van die begin van die reformatie af beheen is. Die eerste universiteit in die Nederlandse staat word dan in 1575 te Leiden gestig. En 'n teologiese fakulteit is van die begin af deel daarvan. Dis 'n duidelike aanduiding van die noodsaaklikheid van universitêre opleiding van predikante in Nederland. Nou die interessante is dat die Universiteit van Leiden van die begin af 'n staatsuniversiteit was. En die kerk het dus bittermin seggenskap gehad met die aanstel van teologiese professore en ook die inhoud natuurlik van die kurrikulum. Desnieteenstaande was dit belangrik dat teologiese opleiding aan 'n universiteit plaasvind. So die beginsel van 'n tweeledige opleiding, 'n algemene opleiding en 'n kerklike opleiding, of ook dan nou bekend as die duplex ordo, dis reeds van die vroegste tye af gevestig. Nou, met die koms van die Nederlandse nedersetting aan die Kaap in 1652 en daarna, is dit as vanselfsprekend aanvaar dat die VOC, die Verenigde Oos-Indiese Kompanie, vanuit Nederland dan nou predikante sal voorsien wat burgers in die kolonie geestelik sal versorg. Nou, dit het dan nou die aanvaarde model geword, wat die kerk aanvaar het, dus hoe predikante aan die suidpunt van Afrika sou kom. Het sy deur 'n Nederlandse predikant, wat gestuur word,
of 'n plaaslike burger wat Nederland toe gestuur word, teologiese opleiding ontvang en dan nou terugkeer na die Kaap. Nou, wanneer die voortrekkers die binneland intrek, was dit dan nou ook die model wat gevolg is om 'n predikant van buite die landsgrense te bekom. Die eerste predikante wat die voortrekkers dan nou bedien het, Erasmus Smith, Daniel Lindley, was albei van die buiteland. Met die koms van Dominee Dirk van der Hof na Suid-Afrika in die 1850s, is hierdie praktyk dan nou voortgesit om predikante uit die buiteland te bekom. Terloops, mens moet ook onthou, Dominee Dirk van der Hof het sy teologiese opleiding aan die staatsbeheerde Universiteit van Leiden ontvang. Nou in 1874, dan word die praktyk gevestig wanneer predikante wat aan die teologiese kweekskool in Stellenbosch opgeleid is, Willem het ook hierna verwys, as hulle dan ook na die hervormde kerk beroep word. Nou hierdie praktyk dra by tot die poging van kerkvereniging. Maar in 1892, dan word hierdie praktyk om kweekeling uit Stellenbosch te beroep, dan word dit gestop wanneer die kerkvereniging besluit van 1885 nietig verklaar word. So dan word hierdie praktyk dan nou iets wat verander en weer terugval op 'n model om predikante uit Nederland eerder te bekom. In 1890 dan word die behoefte aan 'n eie teologiese opleiding deur ouderling M.J. Willemse geopper en nou natuurlik daarna die oorlog van 1899 tot 1902 kelder egter alle moontlikhede om 'n eie teologiese opleiding in Suid-Afrika te vestig. Nou uiteindelik lei die ontwikkeling van die Transvaal University College tot die oprig van die Universiteit van Pretoria en die totstandkom van fakulteit teologie aan UP in 1917. Nou, hier wil ek nou nie te diep ingaan op die geskiedenis van die ontwikkeling van 'n eie teologiese opleiding aan UP nie. Daaroor is daar reeds genoegsaam navorsing gedoen en gepubliseer, maar wat egter belangrik is om te onthou, is dat daar van die staanspoor af 'n gekombineerde ekumeniese teologiese opleiding aan UP bestaan het. Eers in 1938 dan word die fakulteit langs denominasionele lyne geskei in afdeling A, die hervormde kerk, en afdeling B, die NG Kerk. Die geskeide fakulteite teologie, en ek wonder soms of mens nie maar eerder dalk moet praat van fakulteite teologie, en die meervoud nie, maar daaroor sou ons later meer kon praat. Die bestaan dan nou uiteindelik tot die jaar 2000, wanneer die verenigde een fakulteit teologie tot stand kom. So, dit soverre die oorsig oor die teologiese opleiding. Nou 'n historiese oorsig oor die klemtone in teologie. Nou daar is al baie breedvoerig gereflekteer en gepubliseer oor die aard van teologiese klemtone in die hervormde teologie. Afgesien van Wim Dreyer se bydrae tot die debat, meld hy dan ook die volgende publikasies wat oor hierdie tema rapporteer. Hy verwys na professor Oberholzer in 1992 artikel, Dr. Daan van Wyk se 1999 publikasie, asook weer professor Oberholzer in 2010 se publikasie. Alles wat juis hier oor die klemtone deeglik rapporteer. Wim Dreyer maak dit duidelik dat daar nie noodwendig iets soos hervormde teologie is nie, maar dat daar eerder van Bybels reformatoriese teologie sprake is. En dan gee hy egter toe ook, en wil met baie deeglik daarna ook verwys na Johan Beke se artikels in 2008, dat dit eerder 'n meer korrekte benadering is om te praat van 'n hervormde benadering tot teologie. Dis 'n reg hervormde teologie. Maar hoe ook al, Wim Dreyer dui aan dat die NAK aan ryke navorsing oor wye strome van teologiese klemtone blootgestel is. En ek haal nou hier so 'n stukkie aan uit sy artikel van 2017, as hy sê, die diversiteit in hervormde teologie is opvallend, as mens bogenoemde bronne, hierdie 3 waarna ek verwys het van Oberholzer en van Wyk, as mens hierdie bronne nagaan, uiteenlopende benaderings, perspektiewe en klemtone is opmerklik. Oor die meer as 70 jaar van die HTS se bestaan, het daar artikels met uiteenlopende temas verskyn, wat perspektiewe op en vanuit reformatoriese teologie, en hier verwys hy na publikasies wat handel oor Luther, Calvin en Bullinger. Daar is perspektiewe vanuit 'n konfessionele teologie, veral die Heidelbergse katekismes, Nederlandse teologie, vanuit die Groninger en etiese teologie perspektief, moderne teologie, veral Schleiermacher, eksegetiese studies, Ou en Nuwe Testament, dialektiese teologie, wat verwys na Barth en Brunner, hermeneutiek, wat verwys na Bultmann, Fuchs en Ebeling,
Nederlandse apostolaatsteologie van Kramer, Nederlandse volkskerklike teologie van Hoedemaker en van Roeler, narratiewe en postliberale teologie van Hauerwas, historiese Jesusnavorsing, en dan verwys hy na Van Aarde en Borg se publikasies, sosiaalwetenskaplike eksegese van Melina, asook missionale teologie van David Bosch. Dis nou 'n aanhaling van Wim Dreyer se beskrywing van die veelvuldige perspektiewe. Nou laat my dan nou toe om 'n kort oorsig te gee oor die hoofklemtone in hervormde teologie die afgelope 100 jaar. En hier vermoed ek is 'n klomp reeds punte wat herhaling is van wat jy reeds gehoor het. Eerste plek die Groningen teologie. Nou die fondasie van die hervormde teologie, soos vergestald in Suidelike Afrika, is te vind in die 19de eeuse teologie in Nederland. En Wim Dreyer dui aan dat dit die Groningen teologie gedurende die 19de eeu toonaangewend was vir die tipe teologie wat Nederlandse predikante in Suid-Afrika beoefen het. Kenmerke van die Groningen teologie, sê hy, is juist dat dit eg Nederlandse, vaderlandse en evangeliese teologie met sterk nasionalistiese ondertone is, volgens Wim Dreyer. Dreyer dui ook aan dat die Groningen teologie sterk bande met die teologie van die vroeë teoloog van die voorreformatie, Wessel Gansvoort, 1419 tot 1489, maar ook kenmerke vertoon met die Rooms-Katholieke teoloog Erasmus van Rotterdam, 1466 tot 1536, en die protestantse teoloog van Leiden, Jacob Arminius, 1560 tot 1609 het. Dis waar hy aandui die Groningen teologie wortels in het. 'n volgende fase is die etiese teologie, 'n baie kortlikse oorsig daaroor. Die etiese teologie volg die Groningen teologie op, na mate die invloed sedert 1870, en dit bedoelende nou die Groningen teologie kwyn, as gevolg van die invloed van J.H. Scholten te Leiden, en in die etiese teologie gaan dit oor die woord ethos, wat na die wese van waarheid verwys. Die waarheid is nie objektiveerbaar of rationaliseerbaar nie, maar is relationeel. Daaroor kan mens meer lees by professor Louder se publikasie van 1987. So die waarheid moet in die ontmoetingsgebeure tussen God en mens gesoek word, en nie in die tekste van die Bybel nie. Waarheid skuil nie in dogma nie, maar in die inkarnasie van God in Christus. Dreyer wys verder daarop dat die kerk en gemeente prominent in die etiese teologie gestaan het. Teologie is dus ten dienste van die gemeente. Teenoor die etiese teologie staan natuurlik die liberale of natuurlike teologie, wat klem op die rasionele en objektiewe kennis plaas. Waarheid kan nie relationeel wees nie, maar moet rasioneel begrond word, sê die liberale en natuurlike teologie. Kennis van God is te vind in kennis van die natuur en in menslike rede. Volgende fase natuurlik die dialektiese teologie. Uiteindelik het die etiese teologie aanklank by die dialektiese teologie van Karl Barth en Emil Brunner gevind. En vir baie dekades het die dialektiese teologie die hoogtoon in die hervormde kerk se teologie beoefening gevoer. Ten grondslag van die dialektiese teologie lê die onvermoë van die mens om God buite om sy openbaring te ken. Die menslike rede laat die mens in die steek om God te ken en kan slegs deur geloof gekorrigeer word. Rasionele pogings om God te ken lei tot godsdiens wat mensgerig en mensgemaak is. Om God te ken is onmoontlik. En daarom kan God slegs by wyse van abstrakte metafore uitgedruk word, wat in geloof as reaksie op die ontmoeting in Christus aanvaar word. Die mens kan God slegs ken in terme van die paradoks van sonde en genade, menslikheid en die gans andere, tydelikheid en ewigheid. Hierdie paradokse. So die onvermoë om God volledig te ken en onder woorde te bring, het verlang die kritiese en die versigtige teologisering van die hervormde kerk gekenmerk. Ek wil egter daarna nog 'n fase aandui wat ek nou noem ekumeniese teologie as 'n klemtoon. In die nabye verlede het die ekumeniese teologie invloed op die teologiese klemtone in die hervormde kerk uitgeoefen. Die hervormde kerk se poging om weer aansluiting by die World Association of Reformed Churches en die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke te vind, kenmerke openheid om na ander teologiese klemtone te luister ten minste.
Ekumeniese bande met byvoorbeeld, as een enkele voorbeeld, die Australian Reformed Church en ander natuurlik. Dis 'n aanduiding van 'n groeiende bewuswees van alternatiewe teologiese klemtone. Nou die eeufeesviering van die bestaan van die fakulteit teologie in 2017 is herdenk deur die aankondiging van 'n bepaalde klemverskywing in teologiese opleiding. En hierdie nuwe aard van teologie is verwoord, dink ek, in die lese van die vieringe in 2017, die lese van die oop hekke. Nou dit vind ook gestalte in die naamsverandering van die fakulteit. Nou word die fakulteit van teologie en religie. Dit vergestalt die ekumeniese aard van teologie. Maar ek wil egter ook 'n vyfde klemtoon bespreek. Ek dink die kerk sal dwaas wees om nie te erken dat die missionale teologie 'n sterk klemtoon in die hervormde teologie geword het nie. En die oorsprong van hierdie stroom is na my mening moeilik om aan te dui. Het dit begin, bedoel in die missionale teologie, het dit begin met die stig van die sendinggenootskap in 1924 deur Dr. H.C.M. Fourie? Of het dit begin met die besluit van die AKV in 1954 om self verantwoordelikheid vir sending op te neem? Of het dit begin met die totstandkoming van die hervormde teologiese opleiding te Klipdrif? Of is die begin van die missionale teologie dalk te vind in die heropneem van ekumeniese bande in die vroeë 2000s? Of is dit met die opkoms van die debat oor missionale kerkwees in die vroeë 2000s? Of is dit met die tema vir die eeufeesviering van die bestaan van die fakulteit in 2017 met die tema van oop hekke, is dit dalk waar die oorsprong lê? Of is dit met die totstandkoming van die Sentrum vir Gemeenteopbou onder leiding van Dr. Frikkie Labuschagne, is dit dalk waar die oorsprong daarvan lê? Dalk het dit te doen nie net met een enkele oorsprong nie, maar dalk dui al hierdie aksies wat ek sopas genoem het op die vergestalting van die bewus wees en die erns waarmee missionaliteit hanteer is. Natuurlik het die teologie van David Bosche 'n groot rol in die vorming van hierdie missionale klemtoon in die hervormde teologie gespeel. Bosch se verstaan van die Missio Dei het die kerk haar plek binne die koninkryk van God laat begryp. En met die klem op gemeente wees en eksistensieel besig wees in die wêreld, soos verwoord in die missionale ekklesiologie, is juist aangesluit by die klem op teologie ter wille van kerk wees, wat ook so prominent in die etiese teologie was. Dalk is die missionale teologie steeds prominent vandag, alhoewel, en dis maar my eie persoonlike mening, alhoewel 'n geleidelike afplatting verwag kan word, na mate die drif vir missionale bestaan uitgedien raak. 5 klemtone wat ek graag vir u wil stel, maar laat my toe dan om 'n paar opmerkings oor klemtone te maak. Eerste opmerking. Klemtone volg mekaar nie kronologies op nie. Sommige oorvleuel en bly voortbestaan, al is dit dan nou in die skadu van 'n nuwe klemtoon. So ons moet nie dink in terme van hierdie klemtone wat kronologies, die een na die ander volg en dan nou die vorige opbestaan nie. Inteendeel, hulle kan gelyktydig parallel bestaan. Tweede opmerking. 'n Balans tussen konfessionele teologie en neutrale teologie. Opmerking daaroor. Die fakulteit teologie en religie is by UP tuis. UP is 'n staatsbefondste universiteit wat inklusiwiteit vereis. Kerke het plek in die fakulteit om 'n eie konfessionele teologie te onderrig, maar nie af te dwing nie. So UP maak ruimte vir kerk-eie en kerkspesifieke opleiding wat in wese tog 'n duplex ordo struktuur onderskryf. Algemene opleiding, maar ook kerk-eie opleiding. 'n Derde opmerking. Vryheid van spraak. Universiteite is van nature vryheid van spraak gewaarborg. Fakulteite en departemente kan en moet onderrig en navors wat hulle oordeel noodsaaklik is. Noodsaaklikheid word gedryf deur die eise van die plaaslike relevantie, deur internasionale bewussyn en deur voortdurende innovasie. 'n Vierde opmerking. Die fakulteit teologie en religie by UP dra
en wil voortaan, hoor baie duidelik, wil voortaan die etiket dra dat dit bekend staan as 'n protestantse fakulteit met gereformeerde teologie. Vanuit hierdie staanspoor kan daar wel nagedink word oor ander forme van teologie, byvoorbeeld vryheidsteologie, bevrydingsteologie, Romeinse teologie, pentekostalistiese teologie en selfs nadink oor ander godsdienste. Maar en hier is die belangrike, die vertrekpunt, bly gereformeerde teologie. Dis 'n paar opmerkings oor klemtone. Maar dan wil ek tog ook enkele woorde sê oor blinde kolle. In die besinning oor klemtone in teologiese opleiding, dink ek, die Hervormde Kerk moet kennis neem van 2 blinde kolle wat ek subjektief identifiseer. En ek noem dit so, aangesien die kerk nie altyd bewus daarvan mag wees nie, juis omdat dit so deel van ons aard en natuur van teologisering geword het, dat dit soms as normaal beskou word. In hierdie opsig identifiseer ek 2 blinde kolle. Die eerste wat ek wil noem, koloniale teologie. Die tipe teologie wat die Hervormde Kerk beoefen, is grootendeels deur Europese invloed bepaal. Die vele predikante uit Nederland wat gedurende die 18de, 19de en selfs die 20ste eeu na die Hervormde Kerk bedien het, was Europees geskoold en het teologie geskoei op 'n Europese paradigma na Suid-Afrika gebring. Uiteindelik het dit gesorg vir wat ons kan noem koloniale teologie. Ja, selfs die latere dialektiese teologie is Europees. Die missionale teologie is ook deur hierdie koloniale denke bepaal. Die kunsmatige skeiding wat die kerk gemaak het tussen sending en evangelisasie byvoorbeeld, was gedrewe vanuit 'n koloniale mentaliteit. Die eklesiologie van die Hervormde Kerk is ook koloniaal gefundeerd. Die produk van ons kerk se eie sendingpoging, die MRCC, is 'n ander kerk, maar hoor nou, dis nie deel van ons kerk nie. So hoor nou hoe dit aansluit by 'n koloniale verstaan van kerk wees. 'n Kerk op hulle eie selfstandige wyse. Ek weet nie of dit meer sou sin maak as die Hervormde Kerk sê dit wat ons deur sending bereik is deel van die Hervormde Kerk nie. Daar sou mens kon argumenteer. Die probleem is nie die oorsprong van ons teologie nie. Die krisis is nie dat ons Europese klemtone in teologie oorneem nie. Die krisis vir my is dat Europese klemtone ons klemtone word. Die eerste blinde kol, koloniale teologie. 'n Tweede blinde kol, na my mening, is wat ek wil noem onkontekstuele teologie. Onkontekstuele teologie. Dit hou verband met die eerste blinde kol van koloniale teologie, nie waar nie? Daar is egter 2 vlakke wat ek hier raak sien. As gevolg van die koloniale mentaliteit het die Hervormde Kerk nie die kulturele konteks reg verwoord en aangetrek in 'n Suidelike Afrika konteks nie. Op 'n tweede vlak dink ek die Hervormde Kerk sukkel om die huidige tydsgewrig, die konteks, reg te lees en daarbey aan te pas. Die gevolg hiervan is 'n teologie wat lidmate soms beleef as irrelevant, 'n teologie nie geanker in die konteks nie, 'n teologie nie in pas met die nood en vrae van die samelewing nie, dit in terme van die inhoudelike, maar dalk ook 'n teologie wat nie in pas is met die denkwyse van die tyd nie, en nou bedoel ek die vorm van die aanbieding van hierdie teologie is nie. Onkontekstuele teologie. 2 blinde kolle. Maar laat my dan nou toe om so 'n bietjie oor die toekoms ook te reflekteer. Die proses om teologie relevant vir 'n nuwe konteks te maak is bekend as kontekstualisering. Kontekstualisering verwys dus na die proses waar tydens plaaslike gemeenskappe poog hoe om uitdrukking aan geloof in hulle eie lewenssituasie te gee. Volgens Schneller, 'n Rooms-Katolieke teoloog, is daar verskeie woorde wat gebruik kan word om hierdie proses te beskryf. Hy gebruik woorde soos aanpassing, verinneemsing, kontekstualisering, inkarnasie en inkulturisasie. Nou in wese gaan die proses daaroor om die Christendom te ontwesters. Dit wil sê, die westerse gewaad waarin die Christendom geklee is, dit te verwyder wanneer die Christendom in 'n ander kulturele konteks beland. Nou,
Die Nederlandse teoloog van Nijmegen, Frans Wijzen, gee 'n nuwe perspektief as hy verwys na kontekstualisering in 'n missionale dimensie, as hy die proses noem om interkulturele teologie te beoefen. Nou as kontekstualisering beteken dat die evangelie relevant en verstaanbaar binne 'n nuwe konteks gemaak moet word. Wat sou rekontekstualisering dan nou wees? En ek dink dit is belangrik dat ons ook 'n bietjie dink oor wat is rekontekstualisering. Nou Boewe, Nederlandse teoloog, definieer rekontekstualisering as volg. Ekskuus die Engels, ek sal nou vir 'n bietjie meer om verduideliking gee. Hy sê, a contemporary systematic theological approach which intrinsically relates theological truth to context and history. So rekontekstualisering sê is gewoon om die teologie binne 'n bepaalde konteks en geskiedenis en omgewing verstaanbaar aan te bied. Nou vir Boewe verwys rekontekstualisering dus na die proses om die moderne in die postmoderne konteks te kontekstualiseer. In kort, ek dink rekontekstualisering beteken gewoon om te kontekstualiseer wat reeds gekontekstualiseer is. Te kontekstualiseer wat reeds gekontekstualiseer is. Dit wat reeds 'n vaste plek in die konteks het, moet nou nuut gerekontekstualiseer word om by 'n veranderende konteks aan te pas. Rekontekstualisering is dus nie om 'n nuwe teologie te skep nie, maar om die bestaande teologie te interpreteer en te vertaal dat dit relevant vir 'n nuwe konteks is. Die gevolg van rekontekstualisering is 'n teologie wat plaaslik relevant en herkenbaar is. Of soos Aylward Shorter dit stel, dis 'n plaaslike teologie. Plaaslike teologie. Nou vir Shorter beteken dat die evangelie, die kerk en kultuur essensieel vir hierdie proses is. Hy sê, die kerk is die vergestalting van die evangelie en die kultuur is die konteks waarbinne dit plaasvind. In die proses om die evangelie van een konteks na ander oor te dra, mag die evangelie, die kerk en die konteks nie geïgnoreer word nie. Nou daar is 'n band tussen kulturele konteks en teologie en tussen teologie en die plaaslike gemeenskap. Nou mag jy dalk vra, waarom op dese aarde is rekontekstualisering nodig? Wat maak dit so dringendheid? Boewe dui aan dat die kontemporêre teologie moet altyd in verband staan met die uitdaging van die huidige konteks. Wat volg is maar net 'n bespreking van 'n paar redes wat ek identifiseer waarom teologie voortdurend gekontekstualiseer of dan nou gerekontekstualiseer moet word. Nou hierdie selfde redes kan aangevoer word waarom teologiese klemtone voortdurend krities beskou moet word. Eerste rede, waarom is rekontekstualisering nodig? Paradigma skuwe. Eerste rede. Robert Schreiter herinner ons daaraan dat nuwe kontekste voortdurend nuwe vrae aan teologie stel. Ou antwoorde deug nie meer nie. Nou, dit gaan maar terug op Thomas Kuhn se teorie oor paradigma verandering. En Kuhn stel dit baie duidelik dat soos wat die raamwerk vir ons denke verander, ons nie meer tevrede met bestaande antwoorde kan wees nie. Op 'n stadium kan bestaande antwoorde nie meer vraebevredigende antwoord nie. Nou, jy weet mos nou, Hans Küng, die Romeinse teoloog, het hierdie teorie van Thomas Kuhn toegepas op die skuwe in teologiese tradisies. Dis mos maar waaroor David Bosch se boek handel, hierdie toepassing van die paradigma skuwe ook op teologie. Nou, alle wetenskap, nou ook teologie, word altyd bedryf vanuit 'n paradigmatiese lens. 'n Paradigma verwys na die totale konstellasie van oortuigings, waardes en tegnieke en verder bepaal dit ons gedrag, ons woordeskat, die beelde wat ons gebruik, ons toepassings, die manier hoe mens jou geloof uitleef. Nou, Thomas Kuhn verduidelik hoe werk hierdie proses van nuwe paradigmas om dit te skep. Hy sê, die oomblik sodra 'n krisis ontstaan, 'n uitdaging kom, dan probeer ons daarop reageer vanuit die raamwerk van ons bestaande paradigma. En onmiddellik besef ons, ons bestaande paradigma het leemtes, hier is tekortkominge. Die skuif in die konteks lei dus tot wat hy sê 'n revolusionêre, nie evolusionêre, maar revolusionêre skep van 'n nuwe paradigma, waarby sommiges dan nou dadelik inval en ander dalk nou maar ook geleidelik na oorbeweeg. Verandering in 'n nuwe paradigma lei tot verandering in woordeskat, denkpatrone, gedrag, waardes en die toepassing daarvan.
Boewe dui aan dat die ou paradigma nie sonder meer onmiddellik verwerp word nie, met die gevolg dat daar 'n oorgangsstadium is wat getuig van kontinuïteit en diskontinuïteit tegeluklopend. So die taak van rekontekstualisering is dan om moontlikhede te ondersoek. Hoe kan die horisonne van die tradisie en die huidige konteks, hoe kan hierdie twee horisonne versoen word? Hierdie is 'n voortdurende proses, soos wat nuwe paradigmas mekaar opvolg. So die eerste rede, waarom rekontekstualisering? Paradigmas wat skuif. Tweede rede, verandering in filosofie. Nou, Boewe argumenteer dat filosofie 'n invloed op teologisering het. Filosofie dra daartoe by dat daar 'n verandering in wêreldbeskouing kom, wat weer nuwe intellektuele horisonne open, waarbinne teoloë geloof moet probeer verstaan. Boewe som dit soos volg op, ekskuus weer die Engels, hy sê, the involvement of theology with contemporary philosophy has led to new ways of doing theology. Hy sê, filosofie beïnvloed teologie tot so 'n mate dat ons nuwe teologie skep. So, kontekstualisering is nie om altyd die evangelie na 'n nuwe konteks oor te dra nie. Rekontekstualisering verwys ook na die proses van Christene, hoor mooi, Christene wat probeer sin maak van die evangelie wat ons reeds goed ken en voorlief is. Ons ken dit reeds, maar in ons eie tyd het daar nuwe filosofieë, nuwe paradigmas dalk gekom en ons plaaslike omgewing so verander dat ons dit wat ons reeds ken en verstaan niet moet interpreteer. Verandering in filosofie. 'n derde rede is, die kerk steek grense oor. Die Nederlandse teoloog De Vries wys daarop dat daar twee terreine is waarop kontekstualisering kan plaasvind. Hy onderskei tussen missionale teologisering en kerklike teologisering. Nou, missionaal, dit verwys ons na die kerk se poging om die evangelie in 'n nuwe kulturele wêreld tuis te bring. Dit beteken dat 'n gemeenskap vir die eerste keer die evangelie hoor, né? Dis nou missionale teologisering. In hierdie proses moet die evangelie so aangebied word dat dit relevant is en bekend lyk vir die konteks waarbinne dit beland. So die uitdaging is, Christene en teoloë in Asië, Afrika, Suid-Amerika, Stille Oseaan moet begin vra of die Europese teologie steeds die enigste vorm van teologie is wat universeel as bloudruk gebruik moet word. So beaam Frans Wysen dan ook. Dis missionale teologisering. Teologie bedryf vanuit 'n missionale perspektief. Maar dan, De Vries mos nou gesê, daar's ook iets soos kerklike teologisering. Wat's dit? Hierna verwys hy na die plaaslike kerk, die gemeenskap van gelowiges se poging om die belydenis van die kerk te verbeter. Dit wil sê, om nuwe teologie te skep. Dit impliseer dat 'n Christengemeenskap, die kerk, konstant deur die veranderinge in die konteks gekonfronteer word en aanpassings aan die teologie moet maak volgens die eise van die konteks. Die derde rede, kerk wat grense oorsteek. Vierde rede kortliks, globalisering. Ja, globalisering verwys na die proses waar tydens mense van verskeie gemeenskappe, godsdienste en kulture met mekaar in kontak kom. Die interaksie kan mense dalk vereis dat hulle nou moet verduidelik wat hulle glo en hoekom hulle bely wat hulle bely. Globalisering bring ons net gewoon met ander in kontak. En die laaste rede, migrasie, presies dieselfde effek, né? Migrasie bring mense van verskillende kulturele en godsdienstige agtergronde in kontak met mekaar. Dis nie net mense van verskillende godsdienste wat in kontak kom as gevolg van migrasie nie, maar ook mense van verskillende Christelike tradisies wat ontmoet. Dink byvoorbeeld hier aan die Franse Hugenote. As hulle dan nou in die jare 1670 tot 1690 uit Europa in die Kaap aankom, en hulle kom hier in kontak met Christene wat dan nou reeds vir so 20-30 jaar in die Kaap bestaan en leef. Was daar dan nou enige teologie verskille tussen die Hugenote en die plaaslike burgers van die hervormde kerk in die Kaap? Nou, ek twyfel, né? Ek twyfel of daar regtig teologiese verskille was, eenvoudig aangesien die kerk in die Kaap steeds deur predikante uit Nederland bedien is. So die teologie was bekend. Tog vermoed ek dat daar dalk praktyke was wat verander het as gevolg van veranderende omstandighede tussen Europa en die Kaap. Dink maar byvoorbeeld aan die migrasie van die voortrekkers. Migrasie. Nou, het hierdie migrasie van die voortrekkers verandering in teologie teweeggebring? Nou ek het dit nie gaan navors en gaan kyk nie, maar
Ek kan my goed voorstel met die voortrekkers wat vertrek uit die Kaap uit, dat daar dalk talle preke in daardie tyd was, wat die trek van die voortrekkers vergelyk het met Israel se uittog uit Egipte, of dalk die bring van die evangelie na die wildernis, dalk was daar sulke preke. Ek kan dit nou nie bevestig dat dit wel so was nie. Indien daar nou nie so 'n voorbeeld van so 'n preek bestaan nie, dan wil ek nou maar net sê, as ek 'n dominee in daardie tyd was, dan sou ek daaroor gepreek het. Ja, presies. Ja, wel dalk sal die Kaapse dominees op 'n ander manier presies oor dieselfde migrasie gepraat het. Nee, ja, maar jy's reg. Nou, blootstelling aan ander skep die bewussyn van verskeidenheid van denke en toepassing van Christelike idees in verskillende kontekste. Enige migrasie het tot gevolg dat 'n nuwe konteks tot stand kom, wat dan nou rekontekstualisering vereis. Nou, dis die redes vir rekontekstualisering. Dis duidelik dat daar talle faktore is wat noodsaaklik maak dat teologiese klemtone in die kerk verander. Nou, die behoefte van die kerk, klem op gemeente wees, die heersende paradigma en die nood van die samelewing vorm dan nou hierdie 3 basis vormende faktore vir teologiese klemtone. Teologie kan nie los van die eise van die tyd beoefen word nie. Laat my dan nou net toe om so opsommender gewys iets oor paradigma te sê. Ek dink die huidige oorheersende paradigma waarin ons leef het verskillende kenmerke, ek wil nou nie te veel detail daaroor op ingaan nie, woorde soos die postmoderne of selfs die postmoderne kenmerke van die huidige paradigma. Veelvuldige waarheidsbegrip, kenmerk van die huidige paradigma. Inklusiwiteit, oordrewe inklusiwiteit, kenmerk van die huidige paradigma. Dekolonialiteit, kenmerk van die huidige paradigma. Kennisvermenigvuldiging, technokrasie, ons word deur tegnologie oorheers en beheer. Dis alles kenmerke van 'n huidige paradigma. Hoe bepaal dit die kerk se teologisering? Dis die eerste merker, paradigma. Die tweede merker dat ek aangedui is die behoefte van die hervormde kerk. As ek moet raai, moet skat, dan dink ek die behoefte van die hervormde kerk is dat daar groei moet wees. Kwantitatief sowel as kwalitatief. Ek vermoed die hervormde kerk het 'n behoefte aan voortdurende hervorming wat getrou aan die evangelie is, wat moet voortgaan. Ek vermoed die hervormde kerk se behoefte is Bybelse reformatoriese teologie. Ek vermoed die hervormde kerk se behoefte is Christus-sentriese teologie. Sover my vermoede gaan oor die behoefte van die hervormde kerk, as dit gaan oor teologiese klemtone. Die laaste merker het ek genoem, die nood van die samelewing. Nou, mens kan, en dis ongelukkig wat ek doen, om die nood van die samelewing oorvereenvoudig aan te bied met die volgende terme. Hoe lyk die nood van die samelewing? Ek vermoed, diakonaat, hulpverlening in tyd van armoede, is deel van die nood van die samelewing. Hoop in tye van wanhoop, is nood van die samelewing. Troos in tye van ongekende geweld en oorlog. Sekerheid in tye van onsekere lewensnoodsaaklike en hulpbronne. Hierdie dink ek is die nood van die samelewing. Nou natuurlik, die Verenigde Nasies se 17 doelwitte vir ontwikkeling kan ewegoed hier gelys word as nood van die samelewing. Dit sluit nou onder andere in armoedeverligting, skoon water, onderrig vir almal, funksionerende stede, inklusiewe samelewing ensovoorts. So u hoor nou, my vraag is, hoe bepaal hierdie nood van die samelewing, en daarby kan mens nou die vorige 2 elemente, die behoefte van die hervormde kerk en dan nou die paradigma skuwe, hoe beïnvloed dit die teologiese klemtone van die hervormde kerk? Ter afsluiting, konklusie. Ek wil graag so 'n paar voorstelle waag in terme van rekontekstualisering. Wat behoort teologiese klemtone in die hervormde kerk te wees? Ons het onderskei tussen missionale en ekklesiale teologisering. Ek dink in 'n missionale teologisering behoort die volgende belangrik vir ons te wees. Teologie kan nooit eksklusiwiteit voorstaan nie. Teologie moet plaaslike konteks verdiskonteer. Maar die konteks is divers. Selfs in die hervormde kerk is daar diverse teologiese klemtone. Daar was nog altyd, so het Willem vir ons mooi aangedui. So die implikasie is dat ons 'n teologie moet beoefen wat inklusief is. Elkeen moet kan voel dat binne hierdie grensdrade daar 'n aanvaarbare teologie is wat die kerk stel, wat ruimte vir variasies van teologiese klemtone bied.
Teologie wat konteks-sensitief is, verreken ook die postkolonialiteit. As hervormde kerk kan en mag ons ook ons koloniale verlede wegpak en nie teologiseer volgens die eise van die huidige konteks. Teologie in Suider-Afrika is sensitief vir diversiteit en bewus van die evangeliese roeping om mekaar se laste te dra in tye van wanhoop en nood. Teologie kan en moet nooit mensgerig, horisontaal of mens-sentraal word nie. Maar teologie moet praktiese maniere bedink hoe ons gedeelde liefde vir God en die evangelie uitdrukking vind in ons liefde vir mekaar. Missionaal teologiseer beteken dat die kerk nie dink oor maniere hoe om die evangelie met die wêreld te deel. Nou klink eenvoudig, maar dit vra dat ons reeds die paradigma skuif maak van 'n kerk wat selfgerig en onderhoudsmatig dink, moet skuif na 'n kerk wat na buite gerig en dinamies inklusief dink. Dit soverre ek dink 'n missionale teologisering sou lyk. Ekklesiale teologisering. Ons sal moet nie dink oor kerk wees volgens die eise van ons tyd. 'n Nuwe ekklesiologie bly Christus gesentreerd, maar wêreldveranderend. Bedoelende die kerk verander die wêreld, nie omgekeerd nie. Kerk wees kan nie meer gaan oor instandhouding van geboue, belydenisse en historiese praktyke nie. Kerk en praktyk sal moet aanpas by die maniere van kommunikasie en singewing in ons eie omgewing. Al is die kerk klein en krimpend, hoe kan die kerk plaaslik relevant bly vir alle generasies? Klein gemeente wees is 'n uitdaging. Dit is nie 'n verleentheid nie. 'n Geleentheid, nie 'n verleentheid nie. Vir ons eie tydsgewrig sal ons nie moet teologiseer oor kerk wees waar die kerk krimp en waar die kerk gemarginaliseer word. En die kerk dit self dalk ook soms marginaliseer. Hoe kan ons kerk wees, getrou aan ons teologiese tradisie wees, maar steeds relevant vir 'n snel veranderende wêreld? Nou, ons gesprek oor teologiese klemtone is nie net 'n refleksie op die geskiedenis nie, maar dit behoort ook 'n besinning oor die toekoms in te sluit. Mag ons saam teologiseer om die koninkryk te dien. Dankie vir die tyd.